Smit, Ja, meneer Bian. ik wil een volledige verslag van verleden maand te verkopen hebben. Breng het voor mij voor een half uur. En zorg dat het accuraat is, alsjeblieft, nee? Goed, meneer Bian. Verschoon mij, meneer Vian. Ja, wat is het nou weer? Meneer Vian is hier en hij zei hij kan niet wachten. Oh, pa, laat hem binnenkomen. Jullie brief is klaar, juffrouw. Vat maar. Dank je. Juffrouw gezegd is hier, ik kan niet heel dag voor jullie zitten wachten. Wat daar is jij? Dag, pa. En hij vrouw mij niet veel gezegd is hier niet. Ja, pa, zei het. Zet, pa. Hm. Het is maar zelden dat pa deze dagen voor ons op kantoor komt keuren, hè? Ja. Maar, er is zekere dingen waar een mens beter hier kan bespreken als bij je is. Dank je, juffrouw. Zet maar neer. Zie je, jullie tijd van die dag. Lijkt mij al wat jullie hier doen is heel dag net thee drinken. Ja, meneer Vian. Oh, nee, meneer Vian. Nou kijk, dat is waar hij haar koppige broer bij je. Dirk. Ik dacht pa had gezegd, pa kan pa niet meer om bekommerd. Toen hij laatste keer geweigerd om pa zijn hulp aan te nemen. Ik weet het, maar dat kan niet anders niet. Ik ken niet omdat hij boer niet. Ik denk dat is verreweg nog die beste beroep voor een man. Maar hij heeft plaats van om het kapitaal nodig. En hij moet niet zo'n armoede aansukkelen. Pa had al zo dikwijls probeer. Maar hij is te trots om een enkele penny zijn hulp aan te nemen. Ja, ik weet. En ik ga nog niet weer proberen, nee. Maar ik ga iets omtrent haar dochter van hem doen. Daar woont ze in een pondok. Samen met de pa wat een wevenaar is. En een jong broertje. Dat is misschien leven voor een meisje niet. En tegen die tijd moet ze zeker al 17 jaar oud wees. Ja. Als ze enigszins lijkt, ze zou wel in de maag gelijk het. Moet ze nogal mooi wees. Ja, ons moet iets omtrent haar doen. Maar pa, heeft pa al aan gedacht hoe Dirk zal voelen als een mens met zijn kinders begint loon? Hij is net koppig als je financieel wil hebben. Ik geloof niet eens zal omgeven als hij iets voor zijn dochter wil doen. Nee. Bovendien, zij mag zijn kind wees, maar zij is mijn kleinkind. En ik weet wat ze beste vraagt. En wat is voor haar die beste? Wat is die beste voor enige jong dame van haar ouderdom? Mooie kleren, partijtjes, jong gezelschap. Die zal zij zekerlijk niet daarop mooi fontein krijgen. Nee, maar zij zal een hutten. Pa. Pa bedoelt toch niet hier bij ons niet? Dat is precies wat ik bedoel. Ze kan bij ons komen wonen. Daar zit ons net een mooi groot huis met 3 spaarkamers. Ze kan niet 1 boerlaans mijne krijgen. Ik wonder wat Mathilda zal zeggen. Mathilda, dan kom je daarop aan wat zij zei, niet? Of draag jij niet meer die broek niet? Wel, ja natuurlijk. Maar ik denk toch ons behoort voor Felicity en Mathilda te raadplegen over die zaak. Pa weet is aan ons gezegd. Mathilda. Dat is een beetje van snop. Ja, zij denkt net aan haar brugpartijtjes en theepartijtjes en middagpartijtjes. En die dochter van jou is al net zo opstijs. Zij was al zo dikwijls door zee dat zij amper verleerd om haar eigen taal te praten. Ik denk dat ze haar goed doen als haar nichtje zo een beetje komt kuieren. Wel, ik weet niet hoe kom ons die zaak bespreken niet. Dirk zal toch nooit aanbeleggen niet. En hoe kom niet? Ze komen net voor een kort vakantie. Ja, ik weet, pa. Maar Dirk heeft nog nooit iets gedaan wat hij niet wil doen niet. En als we nou gaan proberen om hem te dwingen, zal hij bloot op beginsel weigeren. Ja, misschien is je recht. Maar ons een plan moet maken. Ik weet. Jij schrijft aan hem. Ik? Ja, jij. Maak of het jouw idee is. Smeer hem een beetje yin om mijn mond. Streel zijn gevoelens. Zeg om jouw dochter voelt alleen. Zeg om je nog iets. Als pa rekenen zal hij rechte uitwerking, hè? Dat moet die recht uitwerken, hè. Roep die vrouw maar eens van jou en zeg vrouw wat ze moet schrijven. Nou ja, als pa nou zo wil, hè. Juffrouw, Ja, meneer Vian. kom in alsjeblieft en breng uw boek samen. Goed, meneer Vian. Ek toch zo.
Dis van jou oom François. Skroefhamer. Gee my 'n sleutel. Jou klein duivel, hoe laat jy my so skrik? Paul Louis. O, hy wil, né? Wel, ek wil eers vir jou hê. Jou klein duivel, sal jou byt. Het pa my geroep. Ja, sit my kind. Ek wil 'n bietjie met jou praat. Kyk net hoe lyk jou rok. Die ene gries. Ag pa, dis 'n ou rok. Ek gebruik dit net as ek aan die jeep werk. Boetie, ga hang hierdie saal nie waanhuis op. Ek wil 'n bietjie met jou suster praat. Hoekom kyk pa so snaaks na my? Jy lyk nogal baie na jou moeder. En sy was 'n mooi vrou. Ag pa, nie ek nie. My neus is te klein en my hare lyk so strooi. 'n Meisie wat so mooi is soos jy behoort baie meer genot uit die lewe te kry. Ek is gelukkig, pa. Baie rokke, danse, partytjies. Ag pa, terg nou sommer. Sou jy nie daarvan hou om daardie dinge te hê? Partykeer droom ek van hulle. Wel, dit lyk asof jou drome gaan bewaarheid word. Hierdie brief het nou net van jou François van Johannesburg afgekom. Luister. My dogter Felicity het nou net van Europa af teruggekom en sy is 'n bietjie rusteloos en eensaam. Is dit nie moontlik vir Martie om vir haar te kom kuier nie? Kersfees kom nader en daar sal baie danse en partytjies wees wat Martie baie sal geniet. Moet jy nie bekommer oor haar klere nie. Ons laat hier uitrus. Wel my kind, hoe sal jy daarvan hou om in Johannesburg te gaan kuier? Sonder papi en boetie. Ek sou nie gelukkig wees nie. Ag my kind, die lewe is swaar genoeg. En terwyl jy nog jonk is, kan jy maar net sowel 'n bietjie plesier daaruit kry. Jy kan jou hare laat doen, mooi klere dra, en dan lyk jy net soos die mooi dames in die tydskrifte. Oupa, het sou wonderlik wees. Baie klere, alles wat jou hart begeer. Niks om jou oor te bekommer nie. Net soos die dames in die tydskrifte. O, papi. Ek sou nooit vir papi kon weggaan nie. Ek sou nooit vir papi en boetie alleen kon laat nie. Oppas daar die hoed. Kaarthoed mag sal seker een moet dra as ek daar aan die kant aankom. Dis die enigste een vir oorlede mami wat ek in die hande kon kry. Skryf dikwels hoor, anders kom haal ek jou met die sambok. Jonas, so lyk jy so treurig. Ek gaan nie ver weg nie. Ook die nonne is nog so jonk om daar by Johannesburg te loop. Ek is nie meer klein nie, Jonas. Ek is al 'n groot nonna. My nonne is te klein, is nog kind. Toe mag sy lank weg bly nie. Sal jy iets saambring van Johannesburg af? Wat wil jy hê? 'n nuwe pyp asseblief, my nonne. Goed, ek sal. Wat wil jy, Boetman? 'n geweer om haar mee te skiet. 'n geweer? Ek sal my bes probeer. Wat bekeer, papa? Nee, niks. Iets in my oog. Ek dink dis 'n kweltjie van die engine. Jy moet jou goed oppas, my kind. En wees versigtig daar by jou oorklim, hoor. Ek sal. Totsiens. Totsiens. Totsiens, Boetman. Totsiens. Amaga, my klein nonne. Totsiens, Jonas. Jy moet die baas en die klein baas mooi oppas, hoor. Wat bekeer jou? Nee, niks pa. Iets in my oog. Ek dink is 'n koeltjie van die engine pa. Ja, natuurlijk ja. Goeienaand. Goeienaand. En wat soek so oulike antwoordjies soos jy alleen op die trein? O, ek gaan Johannesburg. Ag nee, ek ook.
Jy ook alleen? Op my jeentjie. Wil jy nie saam eet nie? Graag. Baie dankie. Het jy glad nie vriende op die trein nie? Nie een nie. Maar is jy nie bang so alleen trein nie? Nee, hoekom moet ek bang wees? O, twee mansmense bijvoorbeeld. Jy weet, die is baie aantreklik. Dink jy nie ons behoort die deur toe te maak nie? Dis 'n goeie idee. 'n Baie goeie idee. Ek dink dit is die belaglikste idee wat oupa nog ooit gehad het. Om een op ander plaas Jaapie te nooi om by my te kom kuier. Jy ken jou oupa. Ons sal me vir 'n rukkie sy sin moet gee. Goeie genigtig. Man, kyk daar die hoes. Het man al ooit zoiets gesien? Waar? Dit, my liewe kind, as ek dit nie mis het nie, is jou dierbare niggie. Nee, dit kan nie wees nie. Wel, sy kan daardie hoed afhaal. Ek loop nie hieruit saam met haar in daardie hoed nie. Lyk my, dit gaan erger wees as wat ons verwag het. Kom, skattie, ek vrees ons sal maar ons plig moet doen. Wat 'n pragtige huis. Ek het nooit so 'n huis gesien nie. Ek sal jou help. Ja, julle het zeker nog nie skoene gewoond geraak op die plaas nie. Jou kamer is bo. Dit is jou kamer. Ek hoop dit is na jou smaak. Skoene. Ga die goed. Sou haar graag op die plaas waar sy rondloop in haar belaglike hoeke. Wees ek hoef die goed nooit meer te dra nie. Is dit jou skoen? Ja, dankie. Ek is Martie. Ek is seker oupa. Nou wie anders sou dit wees? Kom, gee my 'n skoen. Oupa is net waar gestuur. Hæ? Wat het hy gesê? O, hy sê oupa is die koppigste, trotste en moeilikste en die gaafste mens op die hele aarde. O, hy het net so 'n parmantige klein snyter. En wat het hy nog gesê? Hy sê oupa maak maar wat oupa so nors is. Maar in werklikheid is oupa baie sagge as dit minsaam. So ja, snu. Ek moes hom meer onder sy bok gesteek het. My eie vlees en bloed, my praat so as hy praat. Gee my nog 'n skoen. Jy gaan zeker baie lekker eet. Ek onthou nog goed. Treinry het my altyd 'n lekker aptyt gegee. Wel, ek hoop julle hou van jullie sherry. Hy kom baie ver. Die hele en pad van Spanje. Gezondheid. Gewonder hulle stuur dit so ver weg hier. Zo. Is daar iets mee verkeerd? Nee, nie eintlik nie. Dis net so 'n bietjie suur. Maar dis dan nie so suur soos die perskebrandewyn wat oom Stoffel maak nie. En wie mag ek vra? Is oom Stoffel? O, hy is ons buurman. Hy het 'n groot koperpot met allerlei pype. Elke jaar as die perskussery is, dan maak hy brandewyn vir al sy vriende. 'n Stokery. Goeie hemel. En waar mag ek vra? Steek hy dit weg? In sy kelder. Hy sê die polisie sal nooit droom om daar te soek nie. Julle het nogal gawe bure.
Ja, hulle is baie gaaf. Snaaks, so baie mense is fikke en julle eet met jou vingers. Die roosblaadjies lyk nogal mooi so op die water. Martie, dis nie drinkwater nie. Dis om jou vingerpunte in te doop. En wat maak jy nou? Is dit nodig om die kind so in te flik? Haar manier is verskriklik. Haar manier is nie verskriklik nie. Sy is maar net nie gewoond aan julle opsters harde kojalo maniere nie. As julle nie op 'n ander plek kan argumenteer nie, sal ek my kos later eet. En dit is ook slegte maniere om die tafel te verlaat sonder om verskoning te vra. Of is jy ook miskien grootgemaak soos 'n plaasjapie? Sien jy nou? Wat verbeel jou om uit haar vingerkommetjie te drink? En hoekom nie? Toe jy haar ouderdom was, sou jy dit ook gedoen het. Of kan jy nie so ver terug onthou nie? Watter persoon met sy volle verstand sal kon raai dat die mense in Helton was kom ek op die tafel het. En waar was jy dit nie drink nie? En hierdie besimpelde roosblare wat jy ronddrywe. Waarom sou jy dit nie eet nie? Ja, En vir jou nog 'n. Ek weet nie hoe ek het so lank hier by tafel aan julle uitgehou het nie. Julle is genoeg om enige iemand van sy eetlus af te sit. Al sterf ek van die honger, ek sal nooit weer kos in die gesig kan kyk nie. Ek voel of ek nooit weer aan kos kan raak met my vingers nie. Kom binne. Moet je niet aan mij steren. Heel jou maar goed uit. Jij moet niet laten je zo omkrap niet. Die kool is die saus niet waard nie. Met alle aanstellerigheid is er niks beter als wat jij is. En je hebt niks verkeerd gedaan. En al hij ook. Die wereld het nog niet vergaan. Iets eet. Nee, dankie. Ek is nie honger nie. Ek ook niet. Exjes, hè? Wat van een lekker chocolade. Nee, dankie. Nee, brood. Een lekker pizza. Nee, dankie. Als ik zei je moet eten, dan eet je. Ek wil nie hulle kos eet nie. Ek is nie honger nie. En als ik nou voor jou zei, dit is niet hulle kost niet, zijn je dan honger weer? Verskriklik. Ek is vreeslik honger. Nou toe. Oupa, kan ons twee nie maar liewer altyd hier in die kamer eet nie? Net ons twee. Nonsens. Moet niet laten hulle jou bang maken nie. Als ons nou weer aan tafel is, dan hou je mij net goed dop. Ik zie je wijs wat om te doen.
Sê asseblief vir die klein hoe ek is hier hoor. Goed was goed. Is dit jy? Oh, jy's te vroeg. Ek is nog lank nie klaar nie. Ons het gesê 10 uur nie waar nie. Dit kan nie wees nie. Ek is seker jy het gesê 10:30. Toe maar, gee my net 10 minute. Ek ken jou 10 minute. Ja. Oh wel. Wie is jy? Martie, meneer. So. As jy die niggie van die plaas af, né? Ja, meneer. Het jy nog nooit so 'n sportmotor gesien nie? Nee. Waar ek vandaan kom gebruik ons meestal jeeps. Waar is dit? Mooifontein. Ek weet hoe om ons jeep reg te maak. So, dan weet jy iets van 'n kar se engine. So, Vicky, Moet ek jou hierdie een wys? asseblief. Goed. Wat 'n kolossale engine vir so 'n klein karretjie. Hy is seker baie sterk. Ja, en hy's baie vinnig ook. Hy loop oor 100 myl per uur. Regtig? Ja. Hoe lyk dit? Wil jy die volle loop by nie? Baie graag. Nou toe kom. Dit vir jou lekker? Zalig. Ek het nooit geweet 'n mens kan so vinnig ry nie. My kop draai asof ek in 'n whirlwind gestaan het. Jy's 'n regte natuurkind, né? Felicity noem my 'n plaasjapie. Jy is die oulikste plaasjapie wat ek nog gesien het. Hoe oud is jy? 17. Amper 18. Maar jy lyk baie jonger. Ek is al moeg om te hoor dat ek so jonk lyk. Toe maar jy sal ook eendag groot word. Ek kyk ouer met my hare op. Dink jy nie so nie? Ja, jy wat ouer. Ek dink dit word tyd dat ons ry. Dankie. Dit was werklik gaaf van jou om terug te kom. Sy was nog nooit in 'n sportmotor nie en ek het so eentjie 'n dag gaan ry. Sy het dit baie geniet. Ek is seker sê, Sy's nog 'n oulike klein dingetjie. nie so klein as wat jy dink nie. Hallo, oupa. Hallo. Was het lekker geweest? Dit was heerlijk. Ik weet dus het zo engine in ons jeep gehad. Wat doen opa? Elke keer als ik bij opa zit, dan krijg ik bij opa bij die Millie. Mijn kind, laat ik je nou een geheimpje vertellen. Daar is niet enkele Afrikaner in die ganske stad wat niet door hinter in zijn achterkop een hunkering heeft om een beetje in de grond rond te krap en een paar milies of zoiets te planten. Als ze niet goud op mijn plaats gekregen,
Soos ek gesê het, as hulle nie goud op my plaas gekry het en ek 'n fortuin gemaak het nie, was ek nou nog doodgelukkig tussen my milies. Maar wag maar, een van die dae, en dan gaan jy 'n ding sien. Dan gaan jy die eerste koers weer aan terug plaas toe. En hy gaan boer met die nuutste en die mees modernste wetenskaplike metodes. Ek eksperimenteer nou juist met hierdie spuitstof. Dis my eie uitvinding. En dit maak die goggas en die onkruid terselfdertyd dood. Maar oupa, sal dit dan nie makliker en gouer wees om die onkruid met 'n skoffel? Jy praat net jou pa. Ons leef in 'n moderne eeu, my kind. 'n Eeu van wetenskaplike metodes en masjinerie. En as daai pa van jou maar wou geluister het, en finansiële hulp van my aangeneem het, en sy plaas behoorlik ingerig het, dan sou jy ding gesien het. Maar oupa... Daar's geen maar nie. Die mensdom is gedurig op die soek na nuwe dinge. Hierdie spuitstof wis die goggas uit, maak die onkruid dood en bemest die grond. Alles tegelijk. Maar pa sê die beste bemester. Ek weet wat jou pa sê. Dit lyk vir my het jy al klaar omgepraat in sy oudtydse metodes in. Kyk, help jy nou vir my, dan kan jy teruggaan en vir hom gaan leer. Maar hoe kan ek vir oupa help? Jy kan vir my 'n paar wurms vang. Wurm? Ja, wurms. Maar oupa, hierdie milies het mos al klaar wurms. Ja, maar daardie wurms is binne-in. Ek wil die wurms hê om bo op te sit, so hulle kan sien hoe maak die spuitgoed hulle dood. Nou goed oupa, ek sal vir oupa gaan wurms in die veld soek. Maar sit daar die goed maar agter in die kar. Môre? Goeiemôre. Hoekom kry jy nie vir jou kerel en dan kom jy ook saam met ons? Oh, kerel, wat ek het is oupa. Hy kan nie swem nie. Wie sê ek kan nie swem nie? Ek sal vir jou sê kom sonder jou kerel as hy my sal vertrou. Wat sê jy, Felicity? Ja, hoekom nie? Ek dink dit is 'n goeie idee. Mattie, jy kan kom net soos jy is. Oupa, mag ek asseblief saamgaan? Dan soek ek sommer oupa se wurms. Ja, my kind, gaan gerus. Ek sê vir jou tante sê ek het gesê jy kan gaan. Baie dankie, oupa. Ja, Phil, dit is 'n goeie idee. Sy kan die tee maak. Daar trek hulle, die begin van die dagse kampioenskapwedren. Van die beste deelnemers van die land is vandag hier in actie. Op die eerste draai is dit Franslo wat voordoen. Paul Fourie is baie goed geplaas en enigeen kan nog wen. Dit is seker die interessantste wedren vandag. Dit sal my glad nie verbaas as daar 'n rekord geslaan word nie. Hier kom hulle nou om die laaste draai. En dit is Paul Fourie wat met 'n verbasende eindpoging voor die dag kom. Kan hy die voorbokke inhaal? Ja, Paul Fourie wen. Netjies gejaag, Paul Fourie. Sal die dames wat aan die waterski kampioenskap deelneem, hulle asseblief in gereedheid bring? Hallo, Martie. Hallo? Hoeveel geluk, hoor. Dankie. Ek was so opgewonde. Ek het dan buite veld gespring. Hoekom klou jy so aan daai plek? Wurms. Ek het al vir oupa bymekaar gemaak. Wurms. Wat wil jy met hulle maak? Ek wil kyk of sy Hier kom Sari Viljoen vir haar eerste poging in die springnommer. En sy val. Sari Viljoen sal nou vir die tweede maal probeer. En sy val weer. En hier kom sy nou vir haar derde en laaste poging. Sal sy het reg kry? Ja, nee! Ongelukkig val sy weer. Ons tweede deelnemer is Felicity Bian, die huidige kampioen. En hier kom Felicity vir haar eerste sprong. En sy is oor. Felicity is daarom mooi, is sy nie?
Ja, sy is. Sy het pragtige hare. Sy is mooi gebou ook. En nou, dames en heren, zal Felicity een speciale vertoning leveren van hoe waterski nou eindelijk gedoen moet worden. Met haar voorkoms en haar geld is sy seker die gewildste meisie in Johannesburg. Ja, ek dink sy is. Al die jongmans wil seker met haar trou. Meeste van hulle. Jy ook? Ja. Ja, ek ook. Willem, kom haal die goed, jong. Mam zit alweer vanmiddag in van haar teerpartijtjes. Hé, pas op, daar die kos. Ah, doe dat maar. Ja, het was lekker. En ik het opa se wurms. Wacht, opa, ik kom. Wacht, ek kom saam. Waar is die goeders wat in die blik was? Ek weet nie, Nonnie. Ek het nie aan daardie blik gevat nie. Martie, waar bly jy? Opa se wurms. Ja, waar is hulle? Hulle is daar binne. Opa, ek het hier op 'n toebroodjie gesien. Nou keer hulle nie wurms eet nie. Ek soek gou iets om hulle in te sit. Net die dan. Ag nee, dankie. Heerlijke toebroodjie. Ek heb iets. Kijk. Verskoon my. Verskoon my. O, daar is nog een. Moet hom nie eet nie, ek kom hom nou haal. Verskoon my. Ag nee, dankie. Heerlijke toebroodjie. Kijk. Kijk, wat te erg is nou eenmaal te erg. Luister eenmaal nou mooi na my. As hierdie meisiekind my nog net een keer in die skande steek, verstaan, net een keer, dan gaan of sy terug plaas toe, of ek verlaat hierdie huis. Julle kan nou besluit. Sy steek my nog net een keer in die skande. Dan is dit of sy of ek. Wag. Die weg naar kos. Ons eet eers hierdie. Ach nee, toch niet weer niet. Een vir jou. En een vir jou. En dan een vir jou. En een vir jou. En twee vir my. Nee, Martie. 'n Mens eet nie 'n mielie so nie. Julle los my uit. Ek eet soos ek wil. Doe maar, my kind. Probeer maar weer.
Marty, as jy nie weet om 'n mielie te eet nie, laat staan dit dan liewer. Laat staan daar hier, my kind. En vat hierdie. Jy het nog nie 'n mond vol geëet nie. Eet hom soos ek hom eet. Nee, dankie, oupa. Ek is nie honger nie. Verskoon my asseblief. En meneer Wern, hoe lijkt het? U voelt nog helemaal gezond. Natuurlijk. Ek glo aan minder dokters en meer kastrolie. En wat is nou eintlik met hulle verkeerd? Oh, niks ernstigs nie. Net so 'n bietjie voedselvergiftiging. Voedselvergiftiging, wauw. Oh, Eina. Nog een. Dokter, die medisyne het gekom. Medicijn. Nou kyk, gee vir elkeen oor 'n halfuur 'n eetlepel vol. En dit sal goed wees as hulle vanaand niks eet nie. Ja, dokter. Bel my maar gerus as daar iets gebeur. Maar in elk geval ek sal later vanaand weer so 'n bietjie kom indoen. Dankie, dokter. Ek sal saam stap by die deur. Voedselvergiftiging. Hierdie dokter weet nie waarvan hy praat nie. Dis daardie ellendige mielies. Pa's gedurig besig om hulle met gif te spuit. Dis daardie mielies. Milies, my voet. Daar's niks met hulle verkeerd nie. Dis net julle maag wat verleer het om oordentlike kos te verteer. Maar die dokter praat nonsens. Ek het meer milies as julle almal saam geëet. En my maag me keer niks. Waar is die dokter? Dokter! My maag! Dokter! Dokter! Roep die dokter! 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 Hier is dit. Kyk, pap, is dit nie pragtig nie? En dit kos maar 50 guineas. En daardie prys behoort dit pragtig te wees. Waarvan is dit gemaak? Goud? Ag, jy weet niks van damesklere nie. Nee, ek weet maar net hoe om die rekenings te betaal. Dink net hoe gelukkig is jy om net een dogter te hê. En as daar meer was ek nou al bankrot. Rokke, blomme, champagne, orkes. Hierdie 21ste verjaarsdagparty gaan my nog 'n fortuin kos. Ja, maar kyk net wat dit jou so gekos het as jy vir 'n verlovingspartytjie ook moes betaal het. Nou bespaar ons jou geld deur albei op een hand te gee. Hoe nou? Dit is 'n groot geheim en niemand mag daarvan weet nie. Felicity se verloving word op haar 21ste verjaarsdag bekend gemaak. En 'n mens raak nie elke dag van jou lewe verloof nie. Nee. En 'n mens het ook nie elke dag van jou lewe 'n nuwe rok nodig nie. Maar pap, ek moet 'n spesiale rok vir my 21ste verjaarsdag hê. Nie waar nie, oupa? Ja, ek reken so. Maar wat er ook gaan Marty dra. Marty, Marty. Ja, Marty. Wat gaan sy na die partytjie toe dra? ons gaan môre dorp om Felicity se nuwe rok te kies En 'n nuwe baiekostuum. en 'n nuwe baiekostuum. Dan kan ons sommer vir Marty ook 'n mooi rok. Ja, ek sal self vir haar een uitsoek.
jy nou daaraan? Dis my rok vir die party. O, ek sien. Felicity en jou dierbare tante het seker vir jou uitgesoek, né? Ja, hulle sê dit vat pragtig by my vlegsels. En hulle is heeltemal reg ook. Dit pas perfek by daai vlegsels. Die moeilikheid is net dat jy daai vlegsels al lankal ontgroei het. Ja, nee, is hoogtyd dat ons iets omtrent daai vlegsels doen. Maar hoe bedoel ek dan nou? Ja, definitief. Ek sien een haarkapper neem en hy kan jou hare doen. Maar sal dit by die rok pas? Nee, my kind. Dit sal beslis nie by die rok pas nie. Maar daarmee sal ons ook 'n plan maak. Ja, nee, ons sal 'n plan maak. Paul? Paul? Middag, pa. Goedemiddag, meneer Wiaan. Middag, ek spreek jy's nog hier, Paul. Doen my 'n gunsie, man. Ja? Hierdie dokumente moes vanmiddag by die prokureur gewees het. Ja? Maar ongelukkig kon ek nie my draai kry nie. Verskoon my as dit nog gaan aantrek. Sien jou 8 uur, Paul. Reg. Bye. Hy woon net hier aan die ander kant Witkoppen. Kan jy miskien die ding vir my gaan wegbring asseblief? Laat ek sien. Dis nou 6:30, 7 uur Witkoppen. Ek ontmoet Felicity 8 uur. Ja, nee, heeltemal reg. Dankie. Dis baie maklik om die plek te kry. Kyk, jy ry tot waar die Witkoppenpad, die Kruisdorppad kruis. Daar draai jy links en dan die tweede pad regs aan die regterkant. Ja. Dis 'n grondpad van omtrent 4 myl. Met hom ry jy nou tot waar hy doodloop. Ja. Jy kan dit nie mis nie, man. Hier is die koevert met die adres daarop. Ja. Sien jou later. Baie dankbaar, hoor. Plesier, meneer Wiaan. Hallo, Hallo, waar jag jy so vinnig heen? ek ga uit Witkoppen, toe wil jy saamkom. Dis nie ver nie, ons is sommer net nou terug. Baie graag. Nou toe klim in. Daar is nou vir jou ding. Ons moet maar met wag tot die reën 'n bietjie ophou. Dan kan ons kyk wat ons kan doen. Ek kry so 'n bietjie koud. Dis al 8:15 en hulle is nog nie terug nie. Dis alles haar se skuld. Wat het jou besiel om hom die tyd van die aand te stuur? Om vir jou boodskapies te doen. En boonop het hy Martie ook nog by hom. Hoe moes ek weet dat die Martie met hom sou saamneem? En buitendien, enige ander tyd wat hy jou om 8 uur moes kom haal, was jy nooit gereed voor 9:20 nie. Hy het hoogst waarskynlik verdwaal in die reën. En dis seker my skuld dat het reën ook. Sodra ek die koppelaar los en gooi die klippe een vir een voor die wiel, hoor, Mattie. Dis hy. Ooh, Ai, wat begeer jou? dit is my goed. Kom met die draad. Wacht, kom met die draad. Kom, trek my baie aan, ek jou warm hou. So, ja. Kom. Die hierdie tyd kry Felicity seker al die stuip.
Elkie. Jammer, ons is laat. Ons het vastgevallen, Martie het haar voet effens geswak. Dankie. Ek glo nie, dis ernstig nie. Ek dink daardie voet is môre weer heeltemal reg. Martie, as ek jy is, dan klim ek nou in 'n warm bad en dan dadelik bed toe, hoor? Ja, ek sal, dankie. Versigtig, Martie. Moenie jou voet weer swik nie. Dit was nie baie vriendelik nie. Ek is nie in 'n vriendelike stemming nie. Jy sou ook nie wees as jy die heel aand gesit en wag het nie. Maar van vriendelikheid gepraat. Dink jy nie jy is net 'n bietjie te vriendelik teenoor haar nie? Ek behandel haar net soos ek enige gawe jong mens sou behandel het. Dis wat jy dink, maar is dit hoe sy dit beskou? As jy my vra, is sy al klaar smoor verlief op jou. Ha, moenie laf wees nie. Ek is nie laf nie. Ek is maar net 'n vroumens. Ja, ons sal hierdie voet met reg kry, of jy sê kan dans op die partytjie nie. En jy kan nie hier rondloop soos 'n mank hoender nie. Ag, oupa, ek wil liewers nie partytjie toe gaan nie. Ek weet ek sou weer iets verkeerd doen. Ek doen al ewig dinge wat ander mense omkrap. Dis net omdat ek nie gewoond is aan al hierdie wonderlike dinge nie. Ek wil hê jy moet partytjie toe gaan. Ek wil hê jy moet al hierdie wonderlike dinge geniet. Want jy sien, as dit nie vir my was nie, sou hulle nie hierdie wonderlike dinge gehad het nie. Die geld wat hulle het hulle gemaak met die geld wat ek aan my seun François gegee het. En as hy pa van jou nie so koppig was nie, kon julle ook so gelewe het. Maar ek wil jou 'n geheimpie vertel. Sit nader. Jy beloof my plechtig op jou erewoord dat jy nie 'n woord hiervan aan enige iemand sal reg nie. Ek beloof. Destyds, toe ek jou pa wou help en dat die geld nie wou neem nie, toe het ek het vir hom belê. Hy weet dit nie, maar hy's ryk. Hæ? Regtig, oupa? Maar hoekom sê pa altyd hy kan die dinge bekostig nie? Want al is hy jou pa, is hy nog die koppigste, trotste en moeilikste jong vagebond in die hele wêreld. Dis presies wat pa sê. Al is hy jou oupa, is hy nog altyd die koppigste, trotste, moeilikste ou vagebond op die hele wêreld. Sien jy nou, wat my met so 'n seun maak? Sien jy nou, wat moet jy met so 'n pa maak? Hoekom gaan oupa nie met pa op die plaas praat nie? Hy kan hierheen kom. Oupa wil nie na pa toe gaan nie en pa wil nie na oupa toe kom nie. Eendag as dit te laat is, dan gaan julle jammer wees. Asseblief, oupa. Weg. Ek sal daaroor nadink. So my gaan slaap. Goeienaand, my kind. Nag, oupa. Baie dankie. Dis niks nie, tante. Gaan haal asseblief die tee. Ja, tante. En wie is daai eienaardige skepseltjie? O, sy. Dis Felicity se niggie van die plaas. Waarlik? Gaan sy lank by julle bly? Dit lyk so.
Skyn of haar pa nou net eenvoudig nie 'n goeie bestaan kan maak. Ja, arm familie kan maar baie lastig wees. Wat vroetel jy al ewig aan daardie rok? Dis maar net 'n klein muisie. Jy het hom skrik gemaak. Ek sal nooit weer kry nie. Wat is dit? Wat is Daar sy, onder die rusbank. Wat 'n geskreeuery gaan daaraan? Ag oupa, ek het net my muis in dat vartoetel geskrik. Hy het nou weggeraak. Ag toe maar my kind, vergeet maar die muisie en gooi die tuin bietjie nat. Toe. Goed oupa. Oupa, die tuinslaan spuit dan water nat. O, gats. Kruip weg agter die bosse en sit stil. O, as ek harder in my hande kry. O, so. Ek het net gedink ek sal die blommetjies bietjie nat gooi. Is daar iets verkeerd? Verkeerd. Kyk net hoe lyk ek. Jy's waternat. Wat de duivel het jy aangevang? Oupa het nooit in my lewe so beledig nie. Hoe gaan ek my vriendinne om verskoning vra? Hulle rokke, hulle hare. O. Nou, wat is het nou weer? Hoe kom je mij die hele eindpad hier naartoe laten komen? Het is weer in verband met meneer Dirkriaan. Je zal onthouden dat hij daarop aangedrongen heeft. Dat zodra daar iets verkeerd gaat met die verband op meneer Dirkse plaats, ik u dadelijk moet ontbieden. Ja, dat is recht, dat is recht. Nou, wat is je positie? Wat is zijn beleggings nou waard? Ik kan niet nou zeggen. Op die ogenblik is het zo wat 22.000. Koppige jong swaap. Hij zal liever sterven als om een penny zijn hulp aan te nemen. 22.000 pond. En hij zal toelaten dat hij verband oproept. Dingen gaan nou nooit te ver. Ja, dat klinkt nogal belachelijk. Ik denk die tijd in aangebrek dat hij verteld wordt dat ik destijds die geld voor hem beleg en dat het wettiglijk zijn is. Ja, op die een of andere manier moet ons hem hier krijgen. Ons heeft al geprobeerd. En elke keer dat hij zo bit geweier om te komen. Maar dan moet de manier wezen om hem hier te krijgen. Denk man, denk. Waarvoor betaal ik jou? Ik vrees ons het al alles geprobeerd. Al wat hom Johannesburg toe zou brengen is rampen, ongeluk of een ziekte. Nou, Jezus genie. Ik, meneer Rubian? Ja, is. Alweer in nog niet. Dat is recht. Jezus genie en ik is ernstig ziek. Tot ziens. Dag, meneer Wiaan. Ik heb een plan. Ik zal een jong zwaap hier krijgen. Ik is ernstig ziek. Ik heb het zelf hier laten zitten. Ik dacht dat hij hier is. Ja, dat is hij. Is nog je Willy de oma's te kleren? Ik heb het nog al die jaren gehouden. Kon het nooit voor mijn hart krijgen om hem weg te gooien. Toen ze jong was, dat ze net omtrent jouw leef gaat. Oeh, opa, dit is lieflijk. Wat een wonderlijke materiaal. Ja, destijds nog eens kleren gedaan, niet meer van Mosman vandaag niet.
lucht aan het pand aantrok. Ik hoor. Ah, hier is hij. Ja, daar is hij. Opa, dit moet een lieflijke rok geweest zijn. Dat was en het is nog. En kijk, hij is nog net zo mooi als die dag wat zij omgekleed. Is natuurlijk een beetje ouderwets, maar daarmee is onze plan kan maken, hè. Daarna jullie vertriages en flanken zo goed kan afkomen. Zie je? En al die mouwen en die goed met uitkomt. En daar zullen we zien liggen. Ja, nee. Ons gaan er zomaar lekker verrassen. Want die gaan samen met naar de haalkapper toe. En daarna is ons voor de wezenlijke plaats, ja. Wat mensen kon dan? Dans? Kan je niet dansen? Net, dan zei ik je moet leren. Kom hier. Zet je handen zo met skullen. Zo ja. Dan volg je net wat ik doe. Wegkijken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee, je moet niet je voeten zo hoog optellen. Zoals een kalkoenmannetje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, nee, jij komt bij je mooi weg. Ja. Wat is nou ons het bij je werk om te doen? Kom nou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, nee, en als je hier een kent, dan leer ik je nog die tja-tja op weg. 1, 2, 3. Dames en heren, het lijkt niet of je AMJ's verdere opvrolijking nodig hebt, niet. Maar ik heb in elk geval voor u zo'n klein verrassingje. Zal je dan maar allemaal naar jullie kant toe van die kamer overkomen, alsjeblieft? Nee, ja, jullie kant toe, alsjeblieft. Zo.
dat meen? Kitsie. So dis hakies, waar is Martie vanavond? Ik weet niet. En ik gee er niet om nie. Sy hang zeker ergens van haar vlegstok. Martie, is dit werklik jy? Ek kan my oë nie glo nie. Jy het net nie van tevore goed gekyk nie. Dis al? Maar Martie, ek... Paul! Felicity soek na jou. Ja, kom nou. Martie, moenie weggaan nie, bly net hier. Ek's nie lank weg nie. Woord van jou gesê nie. Vriende, dis my besonder aangenaam om julle almal hier welkom te heet op my dogter se 21ste verjaarsdag. Felicity, dis miskien glad nie so 'n slegte idee om ons verloving uit te stel. Hoekom? Is jy bang dit sal dalk jou liewe vel blommetjies seermaak? Nee, ek is bang dit sal my seermaak. Paul! Jy is verlief op haar. Felicity, Verander weer nie. om jou die eerlike waarheid te sê. Dis vir my 'n besondere genoeg om iets anders aan te kondig.
En dit is die verloving van mijn dochter Felicity aan Paul Fourie. Frans, wat doe niet? Neem me hier weg voor mij in de schande steken. Dirk! Oh. Nou, Dirkman, hoe gaat het met jou? Naand, broer. Nee, met mij gaat het goed. Nou, Dirkman. Naand, Mathilda. Kom samen, Dirk. Kom eens maar zelf die was aan de kant. Wel. Dit is een verrassing. En wat kom maak je hier in Johannesburg? Hoe bedoel jij? Ik heb jouw telegram ontvangen. Mijn telegram? Ja, man. Vader ernstig ziek. Kom dadelijk. François. Ik ruik lomp. Wat bedoel jij? Zij bedoel... Niet alleen het ik niet die telegram gestuurd niet. Maar pa is ook niet ziek niet. Wie zei ik is niet ziek niet? Natuurlijk is ik ziek. Ik is al jaren ziek. Ik is ziek en zat van hardnekkige en koppige kinders. Naand, pa. Naand, opa? Naand, Witman. Wat stik ze maar hier teruggroeien, hè? Nou kijk, ga zit jij een beetje daar om ze een beetje zaken om te bespreken. Net nog gezels ik en jij weer. Ja, goed, opa. Nou kijk, hoe je hier gekomen bent en waarom je hier is niet nou ter zake nie. Wat wel zaak maakt, is dat je hier is. En nou gaan jij en ik voor eens en voor altijd ons nukken laat varen. En ons gaan elkaar verstaan. Maar jullie kon daarom voor mij van jullie komst gewaarschuwd. Stil jy. Ek is moeg van jou stem hoor. Ek is moeg van jou en jou soort hier rond sien. En daarom gaan ek saam met Dirk terug. Ja, Dirk. Ek gaan saam met jou terug plaas toe. En ons gaan hom opbou tot die pronkmilieplaas van die distrik. Wat sê jy? Reg, pa. Nou kom ons gaan vir Martie die goeie nuus vertel. Wag maar tot jy jou nuwe dochter sien. Jy sal haar nie ken nie. Waar is sy, opa? Waar is Martie? Sy is seker bo in haar kamer. Kom ons gaan kyk. Martie, kyk net hier. Sy is weg. Weg? Sy het al haar klere ook gevat. Maar waar naartoe kan sy dan gaan? Sy is mis nou sommer net so... Waar is Martie, opa? Vir wat wil jy weet? Waar is jou verloofde? Sy is nie my verloofde nie. Hulle het geen reg gehad om daardie aankondiging te maak nie. Daarom soek ek na Martie. O, ek dink jy sal haar op die stasie kry. Op die stasie? Dankie, opa. Baie dankie. Moenie nou dankie nie, maak gou. Ons moet haar gaan soek. Verskoon ons, pa. Ons gaan op die stasie kyk of ons haar nie kan kry. Nie so haastig nie, nie so haastig nie. Ek het die idee sy sal nou weer hier wees. Maar ons moet haar toch gaan haal. Dis nie nodig nie. Iemand anders het haar al reeds gaan haal.